Hy beskerm van agter en van voor. O, so beskerm die Here sy volk. Rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volk. Wat ken ons liedjie? Rondom Jesus daar berge. Engele, amen. Beskerm die Here sy volk. Rondom Jesus daar hemel, so beskerm die Here sy volk. Hy beskerm van agter en van vooraan, so beskerm die Here sy volk. Rondom Jesus daar hemel, so beskerm die Here sy volk. Amen. Prys sy wonderlike naam. Ons het hierdie heerlike liedjie wat ons sing. I want to live the way he wants me to live. Ek wil net bietjie sy ritme reg kry. Daar's sy. Prys sy wonderlike naam. I want to live the way he wants me to live. I want to give until there's just more to give. I want to love until there's just no more love. I could never ever have loved the Lord. I want to live the way he wants me to live. I want to live until there's no more to give. I want to love until there's just no more love. I could never ever have loved the Lord. I want to live the way he wants me to live. I want to give until there's no more to give. I want to love until there's just no more love. I could never ever have loved the Lord. I want to live the way he wants me to live. I want to give until there's no more to give. I want to love until there's just no more love. I could never ever have loved the Lord. Last again, I want to live the way he wants me to live. I want to give until there's no more to give. I want to love until there's just no more love. I could never ever have loved the Lord. I could never ever have loved the Lord. I could never ever have loved the Lord. Amen. So ons het nou lekker twee koortjies wat ons gaan saam sing. Ek wil net gou kyk hierso waar is ons nou? Oeps, so dat hierdie liedjie sê hou die fort, sy koms is naby. Ons gaan juist daar in die hemel. Goed. Die tweede liedjie sê hou die fort, sy koms is naby. Ons gaan nou so saam sing. Ek sal die ritme optel want ons gaan juist daar in die hemel 'n bietjie stadiger, maar ons gaan so as 'n medley saam sing. Maar die tweede liedjie sê hou die fort, sy koms is naby. Jesus sê hou aan. Nou ek onthou jare terug was daar 'n oom wat 'n kar gekoop het. En toe het hy iewerste het iemand vir hom gesê,
hy moet, dit was Hoeka Volkar, gevolkbakkie gewees, en Hoeka toe begin hierdie oom kerk toe kom, en toe hulle hom nou query, maar oom, hoekom kom oom nou so gereeld kerk toe? Ons sien oom net tydens nagmaal, nou is oom elke diens hier. Toe sê die verkoopsman het gesê, as hy een diens mis, verval die waarborg. So, dis nie daai fort waarvan ons praat nie. Ons praat van die fort, ons moet hou dit hier wat die Here vir ons sê. Maar kom ons sing eers, ons gaan juig daar in die hemel, ons sal kroon die lam geslag, sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Amen. Ons sal juig daar in die hemel, ons sal kroon die lam geslag, sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan kroon die lam geslag, sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan kroon die lam geslag, sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam in die hemel, ons gaan kroon die lam geslag, sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan kroon die lam geslag, sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan kroon die lam geslag, sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. O, die fort, sy koms is naby, sy sê, stuur die antwoord deur genade, hier sal ons bly staan. Bietjie laag. O, die fort, sy koms is naby, sy sê, stuur die antwoord deur genade, hier sal ons bly staan. O, die fort, sy koms is naby, Jesus sê, stuur die antwoord deur genade, hier sal ons bly staan. O, die fort, sy koms is naby, Jesus sê, stuur die antwoord deur genade, hier sal ons bly staan. Laaste keer. O, die fort, sy koms is naby, Jesus sê, stuur die antwoord deur genade, hier sal ons bly staan. Amen, prys die Here. Ons het so, ons gaan weer so 3 liedjies saam sing, en dan as die Here ons help, dan gaan ons die woord bedien. Is julle lus dat ek 'n liedjie vir ons sing na die tyd? Ok. Dan Nathan, kom en dan sing ons lekker toe. Ok, hierso is ons
Daar's 'n plekkie in die hemel nou vir my. O, Here, Jesus, sal dit wees. En ons harte verby, en ons binnenis verby, en ons almal is gevul met Godse Gees. Daar's 'n plekkie in die hemel nou vir my. Aan die sondige wêreld vandaan. Met geliefdes van haar dag, trek ons uit vandaag die dag. Daar's 'n plekkie in die hemel nog vir my. Daar's 'n plekkie in die hemel nog vir my. O, Here, Jesus, sal dit wees. En ons laste verby, en oorwinning is verkry, en ons almal is gevul met Godse Gees. Daar's 'n plekkie in die hemel nou vir my. Aan die sondige wêreld vandaan. Met geliefdes van haar wag, trek ons uit vandaag die dag. Daar's 'n plekkie in die hemel nou vir my. Daar's 'n plekkie in die hemel nou vir my. O, Here, Jesus, sal dit wees. En ons laste verby, en oorwinning is verkry, en ons almal is gevul met Godse Gees. Daar's 'n plekkie in die hemel nog vir my. Aan die sondige wêreld vandaan. Met geliefdes van haar wag, trek ons uit vandaag die dag. Daar's 'n plekkie in die hemel nog vir my. What mighty God we serve, what mighty God we serve. The angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What mighty God we serve, what mighty God we serve, what mighty God we serve. The angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What mighty God we serve, what mighty God we serve, what mighty God we serve. The angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What mighty God we serve. Ek is op my pad hemeltoe. Ek is op my pad hemeltoe. Singing, singing, altyd singing. Ek is op my pad hemeltoe. Ek is op my pad hemeltoe. Ek is op my pad hemeltoe. Singing, singing, altyd singing. Ek is op my pad hemeltoe. Ek is op my pad hemeltoe. Ek is op my pad hemeltoe. Singing, singing, altyd singing. Ek is op my pad hemeltoe. Ek is op my pad hemeltoe. Ek is op my pad hemeltoe. Singing, singing, altyd singing. Ek is op my pad hemeltoe. Dit maak my so lekker sing. Dit maak my so lekker sing. My sonde is vergewe, ek gaan ewig lewe. Dit maak my so lekker sing. O, dit maak my so lekker sing. O, dit maak my so lekker sing. My sonde is vergewe,
lekker zijn. Oh, dit laat mij zo lekker zijn. Mijn zonde is vergeven, ik kan eeuwig leven. Dit laat mij zo lekker zijn. Oh, dit laat mij zo lekker zijn. Dit laat mij zo lekker zijn. Mijn zonde is vergeven en ik kan eeuwig leven. Dit laat mij zo lekker, oh, dit laat mij zo lekker. Ja, dit laat mij zo lekker zijn. Wat een keer, dit laat mij zo lekker zijn. Dit laat mij zo lekker zijn. Mijn zonde is vergeven en kan eeuwig leven. Dit laat mij zo lekker, oh, dit laat mij zo lekker. Dit laat mij zo lekker zijn. Amen. Flip. Wil je niet vooruit met op die dagen onderom af te dagen? Nee, daar achter, heel achter. Dat is als ik wet op iets. Druk hem net een keer. Weer een keer. Dan zeg ik baie dankie. Ek gaan julle kan die sitplekke neem. Ek gaan vir ons 'n liedjie sing vanmôre wat geskryf is deur Tracy Daad. En die persoon het hierdie liedjie geskryf en sy sê life is easy when you're up on the mountain. Maar dan het jy peace of mind. Flip as jy daar so op die berg sien, jy kyk so en sê die rustigheid. Lekker, dit is lekker as jy daar bo is. Maar as jy daar onder in die gat is, sien nie hoop nie, sien nie uitkomste nie. En ek dink vanmôre is dit die liedjie wat ek vir julle wil sing wat sê life is easy when you're up on the mountain. For the God of the mountain is the God of the valley. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God of the mountain, He's the God in the valley. When things go wrong, You make them right. God of the good time, He's the God in the bad time, God of the day, He's the God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain. I've come to come so easy when life's had its day. Now it's down in that valley of trials and temptation. That's when your faith is really put to the test. For the God on the mountain
Is begaan in de nacht. God of the day is begaan in de nacht. God of the day is begaan in de nacht. God of the day is the God in the night. Ek gee vir my eerste vanmôre nie. Ek glo dis 'n boodskap wat die Here vir my gegee het om by uit te kom wat hy my wil leer. Ons gaan almal deur 'n leerproses. En as julle dink ek het gearriveer, dan maak julle 'n fout hoor. Ek is in een van die grootste leerprosesse van my lewe. Ons praat van 'n steep learning curve. My learning curve is op hierdie stadium 90 grade loodreg. Op 'n daaglikse basis leer ek by die Here wat die Here wil hê van my. Maar tot inleiding van die boodskap wil ek noem nie al die probleme nie, maar meeste van ons probleme wat ons vandag het ons self begin. Daar's weinig wat ons nie self die oorsaak is van die probleem. Ons kom by kerk en dan sê hulle, ja, maar die Here sê ek wil hê jy moet lewe in oorvloed hê. Dit is wat God wil hê. Maar partykeer dan begin ons by 'n probleem en dan kom ons agter, Here, ons het nou in 'n probleem gekom. Ek dink aan Gideon met die Midianiete. Hulle het in 'n probleem gekom. Nou as hulle nie in oorlog was nie, dan sou hulle nooit opgetrek het in die Midianiete nie. Hier kom hierdie Midianiete en hulle kom teen hulle. Dis 'n oorlogsgebied. Dis 'n oorlogssituasie waarin hulle self bevind het. Die volk Israel skree na die Here toe, hulle sê vir die Here, ons wil uitkomste hê. Jy het Israel uit en die Here uit Egipte uit. En die Here sê goed, ek gee vir julle uitkomste. Hulle is in die woestyn en sê nou wat nou? Die Here sê maar julle het uitkomste gesoek, ons is besig met die uitkomsteproses. En vanmôre gaan ons kyk wat kan die Here doen in 'n tydperk wanneer jy vasgesteek in 'n muur en jy nie uitkomste sien nie. Wanneer jy daar staan en jy kyk op na die berg toe en jy dink hierdie berg wil ek nie vandag klim nie. Jy het net nie lus om te klim. Gaan ons kyk na 'n vroutjie wat desperaat geraak het. Die Here is meer as bereid om ons te help. My vrou ons moet ons kamp bring. En ek wil hê ons moet saam lees uit 2 Konings 4 uit. Oor 'n Sunamitiese vrou of die weduwee wat, en ek sal dit nou verduidelik, wat sy man vir die Here gewerk het. Sy is 'n weduwee, haar man was 'n diensknegt van die Here. Hy was 'n diensknegt van die profete. En sy kom in 'n probleem. Kom ons hoor wat leer die woord van die Here ons in 2 Konings 4 vanaf vers 1 tot 7. En 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elia geroep en gesê: "U dienaar, my man is dood en u weet self dat u dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeisers gekom en my 2 kinders vir hom as slaaf geneem. Toe sê Elisa vir haar: "Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het." En sy antwoord: "U dienaar het glad niks in die huis nie, behalwe vleis en olie." En hy sê: "Gaan leen vir jou kanne van buite af. Leen kanne van al jou bure. Leen nie te min nie. Gaan dan in, sluit jou deur agter jou en jou seuns en giet in al hierdie kanne en sit weg wat vol is." En sy het toe van hom af weggegaan en die deur agter haar toegesluit en haar seuns, en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy dit in. Sodra die kanne vol was, dan sê sy vir haar seuns: "Bring vir my nog 'n kan aan." Maar hy antwoord haar en sê: "Daar is geen kan meer nie. Toe gaan die olie staan." Daarop kom sy en dit gee vir die man en gee dit vir die man van God te kenne, en hy sê: "Gaan verkoop die olie, betaal jou skulde en van die oorige
kan jy in jou seuns leef. Kom ons buig net ons hoofde. Here, baie dankie dat ons vanmôre net ons hoofde kan buig. Vader, deur u seun Jesus Christus vra ek vanmôre dat u die woord sal lewendig maak, dat u die lippe van klei sal salf, dat u die woord in ons harte sal penetreer, en Here, dat u vir ons 'n les sal leer vanmôre oor wat u van ons verwag. Here, bid ek vanmôre dat u vir ons sal krag gee om hierdie woord te verstaan, en dat u Heilige Gees hierdie sal nat maak. En Here, kom gee vir ons praktiese voorbeeld, sodat ons kan sien dat u is die wonderwerker en u leef nog. In Jesus naam. Amen. Ek het nou die dag gehoor hoe oom praat oor bekommernis. Groot predikant, hy sê, ons gee ons bekommernis vir die Here. Hy sê, maar partykeer sit jy in die situasie waar jy in die nag lê en rondrol. Ek sê, Godsmanne lê ook in rondrol. Ons gaan baie daar na die Here toe, dan sê ons, Here, sort ons uit met hierdie probleem, help ons met hierdie probleem. Maar vandag as jy lê jy alleen. Jou vrou kan langs jou lê, maar jou vrou weet nie dat jy jouself so toegedraai het in die lakens. Jy's eintlik besig om te verwrig aan die lakens wat jy jouself vasgedraai het, soos jy rondrol van bekommernis, van probleem. Want ons het almal een of ander krisis wat ons dryf. Er is altyd een of ander ding wat ons onsself in die moeilikheid gekry het voor. Er is altyd een of ander ding wat ons onsself in 'n probleme gekry het. Jy sê vir ons, hoe gaan dit? Ek sê, Flip, hoe gaan dit? Sê, nee man, dit gaan goed op hierdie. Ouma, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed, die Here is op die troon. Maar vandag lê jy alleen. Vandag lê jy worstel. Vandag sê jy, nee, jop. Hy mens moet net nie sien dit gaan sleg met my nie. Jy vrees, want jy is in 'n geveg met jou medegoed in die gang. Ons is partykeer, is niemand vanmôre so 'n bietjie vorentoe skuif. Ons is partykeer in 'n geveg met onsself aan die gang. En hier's 'n vroutjie, nou die slim manne sê dit verwys na Gehasie, maar Gehasie kom later in 2 Konings voor. Hierdie vrou verwys na 'n man wat dood is. So dit moes 'n profeet seun gewees het, of 'n man wat vir die Here gewerk het, onder een van die profete, soos 'n dienaar van die profete, soos Gehasie. Dit moet seker maar dit wees. Ons kan nie met duidelikheid sê nie, maar want Gehasie kom in 2 Konings 5, 7, 8. Hy kom voor later in 2 Konings. So ek dink nie dis dieselfde man Gehasie nie. Maar hy het presies dieselfde rol vervul. Want hierdie vrou kom uit, sy roep na die profeet toe, sy sê, u weet self dat die dienaar die Here gevrees het. So hierdie profeet het die Here hierdie man geken. Hierdie profeet was Elisa, toe Elisa gekom het, en Elisa het klaar die mantel van Elia gekry. So hierdie profeet was in glory gewees, en hier kom hy met die vroukie aan, en sy sê, ek is in moeilikheid. Nou jy moet weet, ons het op 'n stadium, het ons gelees oor dieselfde profeet wat die bylaat drywe het. So dis 'n man van die Here wat weet wat hy van praat. Maar die Here wil hê ons moet vanmôre stil staan by 2 belangrike fasette waarby die vrou moes uitkom voor die Here met haar kon uitkom. Fasette waarby ons nie altyd uitkom nie. En die eerste faset is, hy sê vir haar, gaan leen kan. In ander woorde, hy sê vir haar 'n bietjie eksterne hulp in die hande te kry. Gaan praat met iemand, kry by iemand iets wat jy kan leen om iets te doen. Partykeer het jy nie 'n grinder nie, dan moet ek 'n grinder leen by ou Flip. Ek hou nie daarvan, maar ek moet dit doen, want ek moet hierdie ding doen. Ek moet 'n plan maak, ek moet iewers iets doen. Maar hier sê die Bybel om te gaan leen, maar hy sê nie gaan leen by 'n vreemdeling nie. Hy sê gaan leen nie by jou bure. Gaan leen by die mense wat jou ken. Iets wat jy nou kan teruggee. Hy sê nie gaan leen geld nie, hoor. Hy sê nie gaan maak skuld nie. Dis jy skuld wat hierdie vrou in die probleem het. Daar's 'n jubeljaar van 50 jaar of 7 jaar, dan verval die skuld, dan sê hulle, dit is nou klaar, die skuld is, jy's vrygesteld van al jou skuld. Maar die skuldeiser soek haar seun. Die skuldeiser wil haar seun kom haal. En
Hier sê die profeet vir haar, gaan leen. Maar in hierdie leen is, gaan soek hulp. Partykeer wil ons net almal self hierdie goed, flip, dit gaan baie goed met my, hoor, ek het geen probleme nie. Maar meantime, kan ek net met Flip gesels, Flip is eintlik 'n slim ou. Ek het jou boodskap nou die dag gestuur, toe sê ek, jy 'n bietjie dink aan 'n probleem, ek het 'n sealing probleem, want ek weet ou Flip is 'n slim man, hy kan dink aan hierdie goed. My planne het nou al opgeraak, ek het nou my eie planne, nou gaan vra ek vir hom. Verstaan jy wat ek sê? Ons moet partykeer net praat en sê, maar ek het 'n probleem. Kan jy net luister na my probleem? Ek wil net so 'n bietjie raak by jou leen vanmôre. Die tweede faset wat die Here wil hê, ons moet maar kyk vanmôre is die deur. Ons mis partykeer hierdie gedeelte, waar hierdie vrou, en ek weet almal het gepreek oor die flesie olie, dis wonderlik, dis 'n godswonder wat daar plaasgevind het. Maar die Here wil partykeer hê, ons moet by 'n deur uitkom, en ons moet die deur toesluit. Ek wil vir jou sê, daar's 'n paar karaktereienskappe van 'n deur. Gou 'n paar dinge vertel. Jy geweet, ons, as ek die deur toesluit, dan beteken dit, daar is nie toemaak nie, hoor Flip. As ek toemaak, kan ander mense inkom. As ek hom toegesluit het, daar's 'n finaliteit wat plaasvind. Daar's nie, we are not negotiable, as ek reg, Christel, as jy in die middag, as ek daar verby ry 5 uur, en ek sien, Flip is hier daar nie, en ek sien, die deur is toe. Beteken nie nou Penny kom kuier, of Tannie Susan kom kuier, of die Hanna kan, dit beteken, deur is toe, die gordyn is toe, dis gesluit hier. Skoustof, ek is nou my binnekring, ek is nou my veilige plek. En die Here sê vir, die profeet sê vir hierdie vrou, gaan in die binnekamer en sluit die deur. In die eerste plek, maak sy 'n finale besluit. Onthou sy het nou kan geleen, dit staan in die kamer. Nou wat maak dit nou saak, Flip, sê jy nou vir my reguit, gaan daar nou meer of minder olie wees, as ek die deur toemaak? Nee. Gaan daar meer of minder olie wees, of ek hom nou sluit of nie? Nee. Nou wat is die doel van die deur toesluit? Opdrag uitvoer. Maar geslote deur maak skeiding. 'n ongeslote deur is net soos 'n oop deur. En die Here sê vir haar, maak bietjie die deur toe. Ek wil so 'n bietjie gou vir julle 'n gevegsmanier wys. Die Here het 'n paar van my oopgemaak en luister, ek wil nie nou vir julle sê ek weet meer as ander nie, hoor. Ek het net met die Here hierdie hele week gedeel en die Here het my teruggedeel. Ek sê die Here herinner my aan Matteus, waar hy by die bergpredikasie, hy sê ek wil hê jy moet so bid. Hy sê wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer en sluit jou deur. En bid jou Vader wat in die verborgenhede is. En jou Vader in die verborgenhede sal jou nie openbaar vergelde. Hy sê gaan in jou binnekamer in, los die deur oop. Sy sluit die deur. En ek sê Here, hoekom sê jy daar sluit die deur? En sê vir die profeet moet vir daai vrou sê sluit die deur. En die Here sê in Efesiërs het ek julle geleer wat die skild van die wapenrusting is. En ek begin met Here, hierdie deur tree soos 'n skild op. Flip, as ons oorlog maak, wat is die eerste ding wat ons doen? Ons sluit die deur en ons skiet van binnekant af die gebou, is ek reg? Ons maak die vensters so 'n bietjie oop en dan staan ons hier en skiet ons deur die venster. Ons staan nie by die venster en skiet nie. Maar as jy oorlog maak en die deur is oop, wat gebeur? Dan kry jy houe. Maar as jy die deur toemaak, dan deel jy net uit, jy ontvang niks nie. Het 'n bietjie daaraan gedink. En die Here gee hierdie deur vir hierdie vrou om in een rigting geveg te voer. Ons leer in die sekuriteit vir die sekuriteitsouens, one of the barriers of security is a door. A locked door. 'n barrier tussen jou en die vyand is 'n geslote deur. Dis 'n een-rigting geveg. Kom ons kyk gou. Kom ons kyk na hierdie een-rigting geveg. Arme ou sorry babe, Psalm Job. Job,
Die Here het met Job 'n moeilike pad gestap, daai arme man. Job 1, ek wil graag vir julle 'n stukkie Job 1 lees. Nou in Engels gebruik hy die woord hedged, maar hier sê hy in Job 1, en die gode seuns het voor God vergader, en hy sê, en die Satan antwoord die Here, is dit verniet dat hy Job gee, dat Job u vrees, het u hom nie self en sy huis, en alles wat hy het, alle kante rondom hom beskik nie. Aha, beskik. Hy het 'n geslote deur, hy het 'n toebesigheid, nie 'n oop besigheid nie. So wat kon Job doen? Job kon net in een rigting geveg voer. Hy kon nie ontvang nie, maar hy kon uitdeel. Verstaan julle dit? En nou praat die Here vanmôre met ons oor die barrier, die versperring, die eenrigting geveg. Ons staan baie keer en wil bid in die openbaar. Dit is pragtig om te bid in die openbaar. Ek doen dit baie. Bid baie keer wanneer ek moet bid, ek bid hier in my voorhuis. Maar ek hoor vanmôre by die Here, ons moet bietjie teruggaan na die binnekamer toe. Want ons verloor gevegte in die geesteswêreld, omdat terwyl ons veg, ons besig is om te ontvang. Wat ontvang ons? Houe, pak slaap. Praktiese voorbeeld. Jy sê ons moet bietjie ceilings hier opsit, ons moet iets doen om mooi te maak en toe te maak. Ek is besig om te bid en af te sonder vir die diens vanmôre, en ek hoor, kwah! Ek hoor, hoe val Elnathan? Daar sê hy, is okay. Of wat het gebeur? Daar het 'n inbraak in my gebed gekom. Die duiwel het dit nou reg gekry om 'n skeuring te maak, 'n steuring. Want as ek 'n toedeur gehad het in 'n toekamer, in 'n toegeslote deur, dan het ek eers geweet hy val nie. Ek sou nie eens gehoor het hulle huil en hanteer die kind nie. Want hy sê, okay, daar sê. Maar toe hy val, toe ek op my voete, toe ek hier buite. Toe wil ek nou dinge regmaak en reg. Kan nie. Moes besig bly met die Here. Wat het gebeur vanmôre, toe ons bietjie sing, het hulle gevoel hoe trap ons klei. Kom trap ons klei, want ek het klei getrap. Ek was gesteer die halfpad deur die gebed. Verstaan jy wat ek jou sê? Ons voorbereiding moet agter 'n toedeur kom. Ons gaan aan die tweede ding. Die eerste ding is toedeur. Die tweede ding is 'n flesie olie. 'n Flesie olie het karakter. 'n Flesie olie se karakter bevat inhoud. Onthou, hier sê ek het sommer my ou oliekannetjie saamgebring. Hy bevat inhoud. Maar een van sy karaktereienskappe is hy het 'n maksimum hoeveelheid inhoud. Sy inhoud is ook onderhewig aan die materiaal waarvan hy gemaak is. Ons kan nie petrol hierin gooi nie, want dan gaan die petrol die plastiek opvreet en dan gaan die petrol uitloop. Maar die flesie, as dit die regte inhoud en die regte goed het, is dit 'n bewaringskannetjie. Maar wat is die flesie die? Wat is die flesie nie? Is nie 'n vervaardiger. Wow. Die flesie het iets gedoen wat hy nie kon doen nie. Want hy's nie 'n vervaardiger nie. Die kanne was in die binnekamer gevra om vol gemaak te word. Maar die flesie, baie mooi karaktereienskappe, maar hy's nie 'n vervaardiger nie. Maar sou die wonderwerk plaasgevind het as die deur oopgesluit was? Nee, hy sou nie. Want dit is 'n eenrigting wonderwerk gewees wat gebeur het. As ek mooi kyk na die vrou, sy sê vir haar seun, en hulle gaan agter die deur en agter haar en haar seuns toegesluit, terwyl hy hulle vir haar aandring, giet sy in. Hoe groot is die kanne? Ek weet nie. Daar's erdekanne gewees, daar was potte, erdepotte gewees wat hulle as kanne gebruik het. Daar was seker, ek weet nie of hulle betaalkanne gehad het nie, maar ek weet Flip, ek kan by jou 220 gallon drommel leen. Ek kan by die ou 'n paar gallon drommel leen. Ek kan 'n paar liter by mekaar kry.
En so bewerkstellig die Here. Kristel, kan jy daaraan dink, dat hy gooi, en sy gooi, en sy gooi, en sy gooi, en hy 220 gallon drom word vol. Ek weet nie wat so gebeur het as dit my moes gebeur het nie. Ek sê daai eerste, Kristal, wat sê jy gemaak het, as jy die eerste 220 gallon drom so gekyk het. En jy besef, God is besig om vir jou wonderwerk te doen. God is besig om jou uit te haal, uit 'n probleem uit. Jy sê klaar vir jou sê, weet jy wat, ons kan vir Tannie Kristel betaal, ons kan vir Tannie Emerentia betaal, ons kan vir Tannie Diana betaal, hierdie drom, ons kan die huise skuld, ons net nog 'n drom kan volmaak, kom bring my nog 'n kan jy hoor hoe gaan sy te kere, sy is al klaar besig om somme te maak, ons wil die liedjie sê, ek hoor die garsmasjien, oor en oor, die ou tannie wil vir haar hoed gaan koop, en om Jan wil vir my nuwe soet gaan koop, maar hierdie tannie is besig met haar probleem, ek is besig my probleme een vir een uit te sorteer, waar? Agter 'n toedeur. Flip, ek sê vir jou, ek sal skree, ek sal my kop afgaan, ek sal halleluja skree, laat die mense oor kan die straat my kan hoor, as daai eerste drom vol is, en ek kyk, hier's nog soveel oor, in hierdie kannetjie, hier sou flesie olie, onthou haar flesie was nie vol nie, sy het maar 'n flesie olie gehad, ek het niks, Flip, as ek vir jou sê, ek het niks in die huis, maar 'n flesie olie nie, is dit nie 'n vol flesie nie, dis 'n gedeeltelike flesie, en hy sê, bring die volgende kan, die volgende 220 gallon drom. Flip, voel jy vanmôre, dat die Here vir jou 'n fles gaan volmaak, en 'n drom gaan volmaak, en die Here jou probleem gaan uitdoen, maar ons moes iets gedoen het. Die seën van die Here maak ryk en die moeitevolle arbeid voeg aan niks toe by nie. Ons kan nie die seën van die Here, ons kan nie iets doen vir die seën van die Here nie, maar partykeer sê die Here, jy moet iets doen. Hy vroukie moes gaan kanne leen, en sy vat hy olietjie en sy gooi, nog so bietjie, nog so slukkie, en ek dink die sweet het afgetap, so het my vanmôre aftap. En sy sê vir die seun, bring hy derde kan. Of kan is oor, kom bring hy derde kan. En hy skuif hy kan nader. En so begin sy volmaak. En ek dink daai vroukie het nog gesing, ek is op my pad, hemel toe. Want ek wil vir jou sê, daar die derde 220 gallon drom, as jy weet wat die waarde van olie is, ons het nou die dag daarna gekyk, olyfolie is gemaakte olie, het 3 fases. Ons het nou die dag by hom Joe gaan sit, hoor ek daar by hom, hy vertel my, dit is die waarheid. Ons het so 'n bietjie gesels, oor die olyfolie, tannie het vir my daar so 'n bietjie tap in haar gegee, jo, was lekker. Maar, olyfolie wat gepars word, daai eerste gedeeltes, hoë kwaliteit olie, dink jy die Here het vir haar 'n lae kwaliteit olie gegee? Nee, 'n hoë kwaliteit olie. Dan is daar 'n tweede gedeelte wat hulle gebruik vir olyfolie wat ons vandag het. Daai eerste gedeelte is pharmaceutical quality, hulle gebruik dit vir parfume, hulle gebruik dit in prosesse. Die tweede gedeelte is die body, hulle praat van die body van die olie. Die body word gebruik, wat ek en jy ken as so extra virgin olive oil. En dan is daar die laaste gedeelte, hy het sulke pips in nog bietjie vleis en goed, hulle filter hom uit, en van hom maak hulle seep. Daar's ouens wat vandag nog olyfolie maak. Ek het gesien hulle gooi 'n hele vloer. Maar daai is die olyfolie wat ek wil drink nie, hoor. Hy het so 'n groen skynsel en hy het sulke stukke in. Dan gooi hom daar op die vloer, dan meng hy hom met goeders en glyserien en dan sny hy 'n hele vloer. Hy sny hom so met lang lemme wat hy mee loop. So die onderste gedeelte. Dink jy God het vir haar van die onderste gedeelte gegee? Nee, stellig nie. Kan ek jou vanmôre beloof. Hoor vanmôre wat die Here vir ons probeer vertel. Wanneer hy jou help, help hy jou met die beste. Ek het gehoor waar kerke vertel dat mense het goue tande gekry in die kerk. Ek sê vir jou, dis nie van God af nie. As God jou tande herstel, maak hy vir jou enameltande. Hy gee vir jou waarmee jy gebore is, wat hy vir jou gegee het, waarmee jy geskape is. Is dit nie so, die Flip? God is nie 'n valse God nie. Hy meng ook nie second-hand goed nie. Hy meng ook nie die olie, laat hy meer word nie. Hy gee vars, nuwe olie. Laat my dink aan die wat sê ons is met vars vleugte olie gesalf. Ons is gevul met die Heilige Gees. Hy vul ons nie met 'n halwe gees nie. Hy vul ons nie met 'n bietjie gees nie. Hy gee vir ons 'n vars, nuwe aanraking. En ek sê, Here, wat kan ek doen? Ek is hier op aarde, Flip. Ek sê nou vir jou, ek is baie jammer. Ek het nie so baie ongeloof, ek het groot geloof. Maar ek wil nou vir jou sê, my broer, as ek daai deur toesluit, en ek daai kannetjie daarin gooi,
Ek weet nie of dit gaan werk nie, hoor. Ek het nie opdrag by die Here gekry nie. Ek wil vir jou seker staan my broek bewe vanmôre, hoor. Ek is regtig, ek sal nie dit waag nie. Ek het nie daai geloof nie. Diana vra my nou die dag, bedoel die woord van die Here werklik waar as jy vir hierdie berg sê, wie het jou op? God bedoel dit! As jy die geloof het. Ek is jammer, ek het geloof, maar ek weet nie. Ek het, flip, daar is groot woorde. Maar ek kan julle vertel, van 'n geloofstap. My oom Jan, is vandag 'n ou man, maar hy ken die Here. Sy vrou, het soos ek ook altyd in die kerk gesit. Dan is sy loop, sy is nou onlangs oorlede. Maar oom Jan gaan, en hy huur 'n stuk grond by 'n man, 50 morg. Sorry, ons gaan so 'n bietjie oor die tyd vanmôre. Maar ek voel ek wil hierdie boodskap reg aflewer, want ek dink die Here gaan vir ons iets doen, hoor. Die Here gaan ons harte werk. Ek het nodig dat die Here vir my iets doen, en ek vanmôre wil geloof vat. En om Jan moet sy beeste van hierdie ou se grond afkom, want daar's kopers, en hy die deposito betaal, en wanneer hy registreer, en teen daai. En om Jan gaan na die Here toe, hy sê, Here, ek huur hierdie grond by hierdie man op 'n baie lang termyn, daar was nie sprake van verkoop nie. En die Here lei hom. Die 50 morg, ek was as kind op daai grond, ek onthou dit baie goed, het so 'n driehoek gehad. Hy het soos 'n driehoek geloop. En om Jan gaan en hy vat 'n stuk blou draad. En hy bind hom om hierdie boom. En hy stap daai 50 morg na die volgende hoek toe. En hy bind daai draad om daai boom. En hy stap na die volgende hoek toe. En toe hy die laaste draad bind, toe sê hy, Here, hierdie grond is waar my beeste gaan loop tot U voorsien. Hierdie grond sal nie verkoop tot U nie vir my voorsien het nie. Hy het 'n visieplan by die Here gekry. Reg of verkeerd weet ek nie. En hy stap en hy gaan huis toe. Nou, ons het gepraat van in die bed rondrol. Laat jou gemoed, jy wurg jouself later in die lakens. Hy het ons vertel, hy het nog steeds gestres daaraan. Weet jy wanneer die wonderwerk vir hom tot waarheid gekom? Hy was al 2 jaar van die plaas af. Toe praat hy met die boer van die 50 morg grond. Hy het al getrek van Hammanskraal af Vogtwil, toe hy sy plaas geskei, of hulle in die spoort toe in Swartruggens. Ek nie mis dit nie. Toe vertel hy vir my pa, en ek het daar gesit as seun geluister. Toe sê vir my pa, Eddie, ek het nou die dag teruggery na daai 50 morg toe. Ek moes die drade gaan knip om die bome. Want hy ou sê vir my, weet jy wat gebeur, hy het al 5 transaksies gehad in die laaste 3 jaar. En al 5 transaksies, die goed bly platval. Ouens kom met cash, dan val die goed plat. Hy sê, Eddie, ek het daai man gevra of ek 'n draai kan maak op die plot. En ek het daai 50 morg se blou drade gaan afknip. En die man het my vertel, sy grond het verkoop. Nou gaan ek na die Here toe, ek sê, Here, waar staan dit in die skrif? Want ek sal vir jou sê, mense sal vir jou vinnig vertel, dat daar is, jy is besig met golarry, of jy is besig met duivelaanbidding. Kom ek jou skrif leer, wat sê die woord van die Here? Maar gaan jy my vertoef, gaan jy my vergun, dat ek julle ietsie leer? Woord van die Here sê vir ons, in Matteus 18, ek wil graag vergun my dat ek dit vir julle lees. Voorwaar, ek sê vir julle, wie is hier aan die woord? Jesus. Dis Matteus 18, hy is besig om te preek. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Wow! God maak vanmôre ons kanne vol op 'n nuwe manier. Miskien nie op die Ou Testament manier nie, maar ons kan na die Here toe gaan en sê, Here, ek het 'n probleem. Nou, ek weet nie of ek vir julle mag vertel, wat het met my gebeur, want ek het nie kan nie. Maar ek wil vir julle vertel, die Here het groot werke vir my gedoen. Daar was op 'n stadium 'n man wat my gejag het. Hy wou my in groot verleentheid bring. En ek het na iemand toe gegaan en gesê, hoe maak ons? En die broer het vir my gesê, daar's altyd
misbare sokkies in jou kas? Het jy dit al agtergekom? Was altyd 'n sokkie wat nie 'n maat het nie. Ek weet nie, wasmasjiene en tameldraaiers en daai goed drade, hulle vreet sokkies op. Hy sê, my vat daar 'n enkel sokkie, en dan bind jy hom. En dan sê jy, Here, ek bind hierdie ding in die naam van Jesus. En dan gooi hom in 'n blik. Ek en Diana, waar was ons 3, 4 jaar, 5 jaar getroud? Toe het ek 'n blik sokkies met omtrent 30 sokkies. Ek het daai goed nie ontbind nie, ek het hulle almal gaan verbrand. Want ek sal hulle nie ontbind nie, daai nog goed wat ons gebind het, vasgemaak het, in die naam van die Here vasgemaak het, toegemaak het, mense wat ons jag, nie toestemming nie. Bind hom. Bind die werke. Wat het die Here vir ons gedoen? Het hy nou gedisconnecteer hierso? Seker. Maar die Here gee ons 'n geleentheid om hier te leer. Wat gebind is in die hemel, is gebind op aarde. Wat ontbind is op aarde, is ontbind in die hemel. Ek het op 'n stadium vir julle vertel van hoe ons van Nelspruit afgery het met min brandstof. Ek het eendag as 'n 13-jarige seun onder 'n dak gestaan. Onder 'n dak, toe kom maar 'n tornado deur. Mense kom vandag en hulle jag hierso. Môre is hier een of ander koue front wat die land gaan tref en mense gaan in winde van 100 km/h en dit gaan skade bring. Ek wil vir julle sê, ek het gestaan onder 'n afdak waar daardie tornado deurgekom het. En ons was op die kant van die tornado, so julle moet weet, dis waar die wind is. En die Here het voorsien dat ek op daardie kant van daai tornado het ek daar gestaan en ek het gesê, Here, al val daar 1000 aan my linkerkant, die haalkorrels, so groot geval, al val daar 1000 aan my linkerkant en 10.000 aan my regterkant, niks sal my tref nie. En weet julle, as ek terugkyk vandag, het die Here vir my voorsien op 'n wonderbaarlike manier. Ek gaan dit probeer kort maak. Nadat sy die kanne vol gemaak het, gaan sy terug na die profeet toe. Sy kry bevestiging, of sal ek sê, sy kry seën van die profeet af. Ai, ons het nou hierdie kanne vol gemaak. Wat nou? En hy sê, gaan verkoop hulle. Maklik om goed te gaan verkoop as die Here nie in die saak is nie. Maak jy dom foute. Jy kry nie prys nie. Jy weet ons hoe dit werk. Jy sê in die finansiële moeilikheid gestel, dan moet jy gou die ding verkoop. Kyk, as ek net hierdie ding verkoop, dan kry ek my prys en dan kom jy daar en bied die ouens jou die helfte van wat jy nou gedink het jy gaan kry. En nou is jy desperaat, dan moet jy verkoop. Maar dit het nie met hierdie vrou so gewerk nie. Hierdie vrou sê die profeet vir haar, gaan verkoop dit. Wat gebeur? Sy kry toestemming en seën. En dan gaan verkoop sy haar olie. Sy die gaan veg van haar knieë af nie. Sy het gaan veg as 'n ryk vrou. Ek het 'n paar kanne olie. Ek is vas oortuig sy daar ingestap met selfvertroue, hoor, daar by die olieverkoper. Hoor hierso, ek wil hê jy moet haar 'n waar stuur. 'n Paar kanne olie wat ek aan jou wil verkoop. Hoe lyk dit? Stel jy belang? Ek dink hy het daar so gekyk. Ek dink hy moes gedink het sy's mal, hoor. Ek dink hy moes gedink het, sy moes seker gedink het hierdie ouens van sy trollie af. Sy gedagte wêreld is hierdie vroutjie. Flip. As tannie Susan vandag na ons toe kyk en sê, Flip, Penny, kom help my daarso om 'n paar kanne olie. Ons laai, ek wil dit daar na die olieverkoper toe vat. Tannie, wat se olie? Nee, olyfolie. Tannie, dan nie eens olyfbome nie. Wonderwerk wat die Here vir haar gevat het. En sy gaan terug na die profeet en sy sê, ek het hierdie kanne vol. En sy kry toestemming en sy kry blessing van die profeet af. En ek gaan afsluit met hierdie. Kom ons gee ons probleme vir die Here. Ek weet, ons is mens. Ai. Ons stap so baie daar in 'n ding en dan sê ons, ag Here, ek gaan nou dit en dit en dit kan ek nie meer hanteer nie, u moet dit vat. En dan môreoggend, wat is die eerste ding as jy jou mond oopmaak, dan sê jy, Here, ek het nou laas nag gedink. Dis daar waar die Here wil hê. Moenie jy dink nie.
kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek gee rus. As ons by die Here is, het ons rus. Maar wat gebeur? Môreoggend dan sê ons, Here, ek het nou laasnag alleen 'n paar planne gedink. Ek het laasnag met die komberse gestruwel. Ek het laasnag met die lakens gefight. Ek was so 3 keer dat ek die fight verloor. Wat ek die laken om my nek moes wegvat. Wat ek amper self in die bed gepleeg. Soos wat ek gestres het. Maar ek het gedink laasnag. Sien wat die Here wil hê. Hy sê, kom ons kom na die Here toe. Ons sê vir die Here, Here, ek is hier, ek het hulp nodig. Tweedens, Here, ek is bereid om iets te doen. Die Here kan nie niks sien nie, né? As die vrou die daar gegaan het en gesê het, yes, ek het nou die kan olie en sy het nou een kan geleen. Of wat as sy nou gegaan het en sy het nou nog 'n kannetjie geleen. En sy het nou net hierdie enetjie vol gemaak. Wat sou dit beteken het? Ons moet iets doen. Ek was 'n dom kind, ek het 'n sokkie geknoop en gesê, Here, ek bind hierdie saak. Of Here, dan bind ek 'n sokkie en dan sê ek, Here, ek maak hierdie saak los. Vanmôre wil ek iets uitdaag. Gaan huis toe, vandag, vanaand. Maak jou binnekamer, maak jou deur se deur toe, sluit die deur. Sê, Here, dis nou ek, my vrou en u. Here, dis nou ek en u. It's a one-way fight. Ek en die saam teen die res van die wêreld. Kry jou deur toe. Kry jou flesjie in jou hand. Kom in die wil van die Here. En dan gaan jy terug na die Here toe en dan kry jy bevestiging en sê, Here, wat wil u hê? Gaan na die woord van die Here toe. Ek hou daarvan om te sê, Here, ek pleit die bloed oor hierdie woord. Here, praat my deur die woord. As jy 'n plan by die Here gekry het en jy voel jy het 'n plan, vra die Here vir 'n plan. En dan sal hy vir ons 'n plan gee. En dan lees ek vanmôre hier, maar die ander antwoord en bestraf en sê, vrees jy ook nie God nie, terwyl jy dieselfde oordeel is. Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon van ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En wat sê hierdie man? Hy sê, dink aan my as u in die koninkryk kom. En kyk hoe mooi praat die Here vanmôre met ons. Voorwaar ek sê vir jou vandag, jy saam in die paradys wees. Daar bevestig die Here vanmôre sy woord. God het vanmôre met ons kom praat en sy woord bevestig. Want hy sê, hy gee vir ons die uitkomste. Hy sê nie, ek hou van die woord van die Here. Die Here sê nooit iets. Kristel trek vir die Here sê, kan ons maar kus toe trek. Kan ons net die uitkoes uittrek, toe sê hy, bly in die woestyn, breek bekering. Die Here praat, hy sê vandag sal jy saam in die paradys wees. So die Here bevestig sy woord. Gaan toets hom, stap in jou binnekamer in, sluit die deur agter, en vertel vir die Here, dis hoe die sake staan. Hierdie goed is verkeerd. Hierdie goed kry jy uitgesorteer nie. Help my, hierdie goed moet uitgesorteer word. Weet julle wat? Vanaand, het ek en die Here, ek sluit hierdie deur toe as julle gaan. En ek praat met die Here oor my sake. En weet jy wat? Ek gaan 'n plan by die Here kry. En die Here gaan vir ons 'n oplossing gee. Tot sover die woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde. Onse Hemelse Vader, baie dankie dat u vanmôre ons kom bedien het. Dankie dat u ons vanmôre kom met die Heilige Gees kom nat maak het. Ek kon nie hierdie woord op my eie oordra. U moes dit vir ons kom breek. Dankie Here dat u vir ons vanmôre kom verduidelik het en dat u vir ons ook vanmôre kom leer het. Here, gee vir ons die geloof dat wanneer ons hierdie planne maak, dat ons die geloof sal hê, 'n vaste vertroue, Here, om hierdie sake op te los. Ons het elke dag dinge om op te los. Is my gebed in Jesus naam, dat u vir ons sal aanraak en versterk in Jesus naam. Seën hulle wat opgedaag het, Here, seën die woord, sodat ons in Jesus naam geseën kan wees. Vader, seën vir Flip en Kristel waar hulle huis te beweeg en waar hulle ook hulle kindertjies en probleempies en goed het.